Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Psalm 119 vers 9 tot 16. Maar voordat ek daarmee begin, wil ek jou net eers herinner om hierdie boodskap te deel met soveel mense as moontlik en om sodoende dalk net 'n verskil te maak in iemand se lewe of om dalk 'n persoon te bemoedig om vandag te kan uithou en aanhou en kop te hou en moed te hou deur styf aan Vader se hand en sy woord vas te hou. Onthou ook om my te volg of in te teken op hierdie kanaal en om seker te maak jy mis nie enige van hierdie tipe boodskappe of enige ander inhoud wat ek graag met julle wil deel nie. Maar terug by vandag se boodskap. Wanneer ons 'n nuwe vaardigheid wil aanleer, sorg ons om alles wat ons kan oor daardie vaardigheid te leer. Kunstenaars probeer verskillende voorrade en tegnieke om hul kuns te verbeter. Musikante oefen hulle musiek maat vir maat en noot vir noot om die liedjie wat hulle leer te memoriseer en te vervolmaak. Argitekte en ingenieurs memoriseer en oefen gevorderde wiskunde om veilige strukture te ontwerp en te bou. Ons bestee gewoonlik al ons tyd en verstand en ons maak vele opofferings sodat ons hierdie nuwe vaardighede tot die beste van ons vermoë te kan leer en uit te rig. Nou Dawid wou God leer ken. Hy het geweet dat hy God se woord moet leer ken om God te ken. Want hy het geweet dat die skrif hom daarvan sal weerhou om teen God te sondig. Hy het selfs die volgende geskryf in Psalm 119 vers 9 tot 16. Hy sê die volgende: Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here. Leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Nou, dit is ook vir ons 'n waardevolle les of vaardigheid om te leer. As ons God wil ken, as ons Jesus wil ken, dan moet ons God se woord ken. Net soos ons tyd en verstand gee om meer en nuwe kennis in geskiedenis of wiskunde te kry, of wanneer ons 'n instrument beoefen om dit goed te kan speel of beter te kan speel, moet ons ook ons tyd en verstand gee om God se woord te ken. Ons moet oor die skrif nadink en ons oë vestig op wat Jesus ons wil leer. Wanneer ons dit doen, bære ons sy woord in ons harte en dit weerhou ons daarvan om teen hom te sondig. Deur die skrif te lees en in ons harte te bære, kan ons presies weet wat die Here vir ons wil hê of selfs wat sy begeertes vir elkeen van ons is. En baie van ons wil nie teen die Here sondig nie, maar dit is in ons nature om te sondig. En gelukkig het Jesus ons onvoorwaardelik lief en hy is altyd bereid om ons te vergewe. Ons moet hom net vra daarvoor. En wanneer ons in 'n liefdesverhouding met iemand is dit nie altyd of in meeste gevalle ons intensies om daardie persoon teleur te stel of op
enige manier en met opset dinge te doen wat daardie persoon sal seermaak of hulle standaarde te oortree nie. Ons probeer ons bes om vir daardie persoon aanneemlik te wees. Om God se woord in ons hart te verberg, om oor sy woord te mediteer en dit te leer en daaroor aanhoudend te worstel. Leer ons ook in die proses om lief te hê waarvoor hy lief is. Deur sy woord in ons hart weg te steek, maak dat ons hom meer kan lief hê. En hoe meer ons hom liefhet, hoe minder wil ons teen hom sondig. Sy standaarde oortree. Ons sal oomblikke of situasies staan wat ons in die versoeking lei. Of ons lei om te sondig. Oomblikke waar ons 'n keuse moet maak om die regte ding te doen. Maar omdat jy die woord van God ken en jy dit in jou hart verberg, is die versoeking gewoonlik nie so groot nie. Of die keuse gewoonlik nie so moeilik nie. Dit gee ons die wil en die vrede om die regte pad te volg en die regte besluite te neem wat in ooreenstemming met God se woord en sy wil vir ons is. God het sy woord vir ons gegee om ons te beskerm en om ons op te bou en te bemoedig, sodat ons 'n lewe kan hê wat in hom floreer. Sy woord gee vir ons grense, dit gee vir ons leiding, dit gee vir ons rigting. Sy woord wys ons sy doel en sy karakter. Sy woord openbaar aan ons wie hy is. En ons kan met vreugde en gehoorsaamheid daarop en daarvolgens reageer. So vandag wil ek jou die volgende vrae vra. Waarvoor wil jy jou tyd opoffer? Op watter maniere gaan jy God se woord in jou hart bære? Wat is vir jou belangriker? Om God se woord te leer ken en sodoende hom te leer ken? Om sy woord in jou hart te bære sodat wat jy ook al in hierdie wêreld mag teestaan te kan oorkom deur die kennis van sy woord? Of om wêreldse kennis of vaardighede te leer ken en dit volgens wêreldse leiding en bepalings te oorkom? En wanneer jy vandag bid, vra die Here om jou hart te verander sodat jy kan lief hê waarvoor hy lief is en haat wat hy haat. Dank hom vir sy woord wat vergewe en dat dit oorloop van waarheid en lewe. Vra hom dat jy sy woord nooit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Bely aan hom dat jou aandag soms maklik afgelei kan word, maar dat hy jou altyd die krag sal gee om te volhard. Vra om jou te wys hoe om oor sy woord te mediteer, sodat jy dit nie verontagsaam of daarteen ongehoorsaam is nie. Vra hom om jou te leer en te wys hoe om jou verhouding met hom en die bestudering van sy woord altyd eerste te plaas en bo alles in jou lewe te sit. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie dat julle na vandag se boodskap geluister het en dankie dat jy dit gaan deel met soveel mense moontlik. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou seën. Tot volgende keer. Ons chat weer. Ciao.